Vanoggend se boodskap is, ek dink, terwyl Wilna, waar is Wilna? Vanoggend toe Wilna die vrymakende waarhede afkondig, toe voel ek net so, dis so in lyn met wat ek vanoggend met jou wil kom deel. En vanoggend se boodskap is net eenvoudig, waardeer die seisoene in jou lewe. Waardeer die seisoene in jou lewe. Ons lewe in 'n quick fix era. Nee? En as jy vanoggend met my saamstem, mag jy maar sê ja. As jy nie met my saamstem nie, kan jy my na die tyd kom sing, maar of 'n stukkie e-mail. Die nice antwoord. Ek grap. Alright, so ons lewe in 'n tyd waar ouens vinnige oplossings soek. Vinnige oplossings. En ek dink ons moet vanoggend vir mekaar die waarheid sê, dan kan ons vir mekaar sê, ek dink ons is nou amptelik in die winter. Die winter het aangebreek, die seisoen. En ek hou nie van die winter nie. Ek weet nie wie hou van die winter nie. As jy van die winter hou, dan woensdae aan is die berading. Dan kan ons jou afspraak maak. Maar winter is nie lekker nie. Die winter is nie lekker nie. Die realiteit is, ons het winter nodig. En as jy met 'n boer gaan praat, gaan hy vir jou sê, ons het die winter nodig. Die land moet rus, die land moet homself replenish, hy moet hom weer regmaak vir die nuwe seisoen. Maar vanoggend wil ek vir jou sê, en ek dink seisoen is half nou nie die beste woord nie, of 'n fase nie, maar elkeen van ons, wat hier sit vandag, bevind jouself in 'n seisoen of 'n fase van jou lewe. Miskien sê jy vanoggend hierson, jy is op 'n plek waar jy voel, Here, wanneer kom ek hier uit? Miskien sê jy vanoggend hier en sê, Here, I don't deserve all this goodness. Miskien sê jy vanoggend hier en jy voel net, Here, ek voel dood. Ek voel nam. Dan wil ek vir jou sê, jy is by die regte plek vanoggend. Maar seisoene is belangrik in ons lewens. Seisoene is nodig in ons lewens. Hier is die goeie nuus. Seisoene kom tot 'n einde. Seasons come and go. Daar's 'n ou liedjie, ek wil nie sê die ou mense, ek wil sê die meer ervare mense. Ken daai liedjie wat sê, we had joy, we had fun, seasons in the sun. Ek weet nie wie dit gesing het nie. Partykeer is dit nie so lekker season in die sun nie. En ek wil vanoggend met jou 'n getuienis deel, en is nou lekker, my ma is ook hier vanoggend, en ek sit nie geweet, ek gaan dit deel, maar ek wil met julle dit deel. Net om vir jou 'n getuienis te bring volgens Revelation 12, wat sê, for they have overcome by the blood of the Lamb and by the word of their testimony. So wanneer jy deur 'n seisoen in jou lewe gaan, is dit belangrik vir jou om na die tyd daaroor te praat. Vanuit 'n punt of 'n plek van oorwinning uit. Waar jy vir iemand kan sê, I've been through that. Ek is hier deur. Ek weet waarmee jy sukkel. Ek weet wat jy deurgemaak het. En ek wil vanoggend vir jou sê, met baie liefde, moet jy partykeer baie versigtig wees wat jy vir iemand sê, wanneer hy in 'n spesifieke seisoen is. Want partykeer doen mense skade, deur vir iemand te sê, byvoorbeeld, ek gaan nou my getuienis deel, om vir iemand te sê, wees sterk. Partykeer is dit nie nodig vir 'n ou om sterk te wees nie. Partykeer is 'n ou plek waar jy sê, ek is nie sterk nie. I'm not gonna make this. Ek gaan nie deurgaan nie. En hier is my gesin vanoggend in my, en mag ek nou maar sê, ekskuus. Maar partykeer is ek net kwaai oor party dinge, want daar's net vir my 'n wit of 'n swart. Daar's nie grys nie. En as 'n ding nie in die manual is nie, dan werk dit nie. Dan gaan dit flop. Maar wanneer iemand kom en sê, wees sterk, jy gaan nie deurkom, dan wil ek nie altyd dit gehoor het nie. En hier is die getuienis, die moet jy wil deel vanoggend, om vir jou 'n prentjie te skep van hoe belangrik dit is vir jou om deel te wees van 'n gemeenskap. In 2020 verloor ek my pa, en die ding is, ons het 'n klomp familie verloor in 2020, en ek gaan nou met jou deel, en ons het nie almal wat ver gebly het nie. My pa was ons buurman, en my ma se suster ook in die pad is toe van kanker oorlede, en 2 weke later is nog iemand oorlede in die familie, en die 9 Augustus was ek die oggend hier besig om die worship te doen, toe hoor ek my oom, wat my peetpa en peetma was, is toe ook oorlede. En ons bevind onsself op 'n plek waar ons net voel, gaan ons hier deurkom? Hoe gaan ons hier deurkom?
En hoor my getuienis vanoggend, ons staan by die begrafplaas en ons het net 'n paar maande terug hier so iemand in die grond gesit, hier is ons weer. Dis 'n moeilike tyd. Dis 'n rowwe tyd. Dis nie 'n lekker seisoen nie. En ek is op 'n plek waar ek moet sterk wees. Ek is die oudste seun, ek is die enigste eintlike man wat oor is, moet sterk wees en al wat ek vir mekaar kan sê is, ons moet net by die Here bly. En dan wil ek vir jou in sulke tye, wil jy nie hoor iemand vir jou kom sê, wees sterk nie. Die seerste ding wat iemand vir my gesê het, 3 maande nadat ons almal begrawe het, is, jy moet nou oor dit kom. Jy moet nou oor dit kom. Dink my maat, jy weet nie wat jy van praat nie. En die tyd gaan verby, en ons vind genesing, absoluut, omdat ons by die voete van die Here sit. Hoor mooi vanoggend, daar is geen ander plek vir jou om genesing te kry, behalwe by die voete van Jesus nie. Ek herinner Psalm 34:18 sê, God is close to the broken-hearted. En nou wil ek gou terugkom na die boodskap vanoggend toe. En ek dink een van die worst motivational speakers is seker Jakobus. Kan ek vir jou sê, hoe kan ek jou deel? Jakobus 1. Ek gaan nou vir jou in Engels lees. Onthou nie, is nou nie die moeilike tyd. Ek sit nou nie die stikkende tyd, ek weet nie wat gaan ons maak nie, hoe gaan ons hier deurkom nie. En maak Jakobus 1 oop en, wag hier. Hy sê, dear brothers and sisters, when troubles come your way, consider it an opportunity for great joy. Rarig. Afrikaanse vertaling sê, ag dit loutere vreugde wanneer jy deur allerlei beproewings gaan. Rarig. Jy weet, jy nou vir 'n ou sê wat so pas sy besigheid verloor het, wat alles verloor het, sy huwelik val uitmekaar het, en jy sê vir hom, en hy kom sit en ek sê vir hom, Jaden, jy moet happy wees, man. Wees bly hieroor. Dit maak mos nie sin nie. Die realiteit is, vir 'n ou wat in die wêreld is dit die einde. Vir jou wat kind van God is dit reason to be joyful. In daai oomblik van gebrokenheid, as jy so 'n bietjie terug staan, dan sê die Here, ek is naby aan jou. Jy het rede om joyful te wees. Nie op daai oomblik nie. En hier is die ander ding wat ek jou vanoggend wil deel is, kies jou audience in jou seisoen. Ek sit Saterdag aand met 'n vriend van my. Hy is ook 'n prediker en hy het 'n redelike groot gemeente. En ek is nou redelik bewoog as ek hier aan dink. Hierdie man het al duisende tieners na die Here toe gelei. Hy doen wonderlike Here, ekskuus. Hy kry kanker, so erg dat hulle stukke van sy heupbene moet uitsny, baie erg, baie seer. En hy sê dis die seerste seer wat hy in sy lewe gehad het. Die meeste pyn ooit. En hy kom daardeur en hulle sê van jy is in remissie. En die seisoen is verby en daar's 'n tyd, 'n nuwe seisoen breek aan en hy's opgewonde en hy pak die werk weer aan. En nie lank daarna, net dink 'n jaar wat daarna, kry hy weer kanker. En in daai oomblik voel dit vir hom sy wêreld val plat. En hy's kwaad vir die Here. En hy sê vir my Saterdag, Gert, ek was kwaad vir die Here. Baie maklik in 'n ou in die wêreld sit en sê, "Oeg, jy mag nie dit doen nie. Ek kan nie kwaad wees vir die Here nie." Hy sê vir my, Gert, ek is kwaad vir die Here. Ek sê vir die Here, ek is kwaad, maar ek sal nooit my rug op hom draai nie. Ek sê kwaad, Here. En hy het 'n audience, die regte pelle om hom te sê. Hulle sit in die hospitaal en hy sê ek is kwaad vir die Here. En hulle het lank net stil gesit sê hy en niemand sê woord nie. En sy vriend sê vir hom, ek weet jy is kwaad vir die Here. En as jy kwaad is vir die Here, moenie waar nie. Ons sal dan vir jou bid. Ons sal dan bid. Jy is op 'n slegte plek. Ek weet jy wil nie nou bid nie. Ons sal vir jou bid. Kerk, as jy vanoggend hier so sit op 'n slegte plek en jy voel ek weet wat om te sê nie. Ek weet nie wat om te bid nie, Here. Ek weet nie wat om te doen nie. Jy kan nie by die huis gaan sit nie. Jy kan nie by die huis sit nie. Jy moet deel wees van 'n gemeenskap waar jy vir mense kan kom sê ek is op 'n slegte plek. Vir my dra mekaar se laste, volgens Hebreërs 12, dra mekaar se laste, skud die goed af, wat ons so maklik verstik.
Dra mekaar se laste. Seisoene kom tot 'n einde. Maar seisoene is baie belangrik in jou lewe. En hier is die lekker ding van ons as kinders van die Here. En ek gaan heeltemal vir my woord af vanoggend. Maar Romeine 8:28 sê, for God make all things work together for the good. So ek wil vir jou vanoggend sê, waar die vyand kom en 'n familie wegsteel by my, kom God net sê, ek sien wat die vyand doen, maar omdat jy my lief het, gaan ek dit omdraai vir jou in iets goeds. In iets goeds. Vanoggend wil die Here vir jou sê, jy het baie verloor in jou lewe. Jy het baie verloor, dit is baie by jou gesteel vanoggend. Of jy sit hier vandag en as jy moet gaan boeke gaan jy sing, die vyand het my ingedoen. Hy het my kom steel. Maar God sê, ek sal wat die vyand doen omdraai in iets goeds vir jou lewe. Sit net bietjie terug. Reflekteer oor waar jy is in jou lewe. Kyk net die seisoen wat jy in is. Groei, want die doel van 'n seisoen, kerk, is om te groei. Die primêre doel van 'n seisoen is growth. As ons net somer het, wil ek jou sê, ons gaan nie, die vrugte gaan doodgaan. As ons net winter het ons ook nie vrugte nie. Daar's tyd vir seisoene, en daar's seisoene in jou lewe. En God wil vandag vir jou kom sê, wees rustig. Wees stil. I've got this. Sit terug. Wat moet ek leer in hierdie tyd? Wat moet ek uit hierdie seisoen uitput? En jy weet, ek sien baie keer, as ouens deur dinge gaan, en ek wil dit vanoggend baie versigtig sê, en ek wil dit nie, maar julle ken my mos nou al. So, moes sê maar wat het is. As ouens deur slegte goed gaan, slegte tye gaan, dan hop hulle so rond. En hulle hardloop agter ouens aan en hulle wil die regte goedjies hoor. Dan preek hier 'n profeet daarso en hol almal soontoe en ons wag dat die profeet vir ons ietsie sê. En kan ek vir jou sê, ek het hoeveel keer by profete gesit en met baie respek gesê, dan skiet hulle sulke die woord wat hy gee, die Here sê, dit is so wyd, dit kan enigiets beteken. Hoor ek sê vanoggend. Dis tyd wat ons in lewe, waar ouens agter profete en healers aanhardloop, terwyl jy, God is hier. Jy dan vanoggend het gesing, the very presence is hier. Nou hoekom wil jy agter ou aanhardloop en aanry, want hy preek daar, en as jy met hy gaan stil is, jy gaan vra vir my, wat se gemeente is jy? Nee, ek is nie by gemeente nie. Maak dit sin? Jy het 'n gesin nodig. Jy het 'n familie nodig. Daar was 'n tyd toe my ma weg moes trek, na al die goed, en ons is baie opgewonde, en die dinge kom reg. Seer gaan nie weg nie. But by the grace of God kom ons daardeur, en my voorstel was altyd, raak betrokke by 'n gemeente. As ek nou vandag my moet vra, kan jy getuig wat ek vir jou sê, as jy nie deel geraak het van 'n familie, 'n geestelike gesin nie, was ons nie vandag hier gewees nie. Nie een van ons nie. Nie een van ons nie. You need a spiritual family. Jy het community nodig. Jy het hierdie mense, kyk hierdie ou langs jou. Kyk vir hom langs jou. Want baie van julle sit elke Sondag op dieselfde plek, so jy gaan hom seker volgende week weer daar sien. Hierdie is jou geestelike familie. En as jy vandag in 'n plek sit waar jy op 'n slegte plek is, dan wil ek jou uitnooi, kom vrymakende waarhede toe. Vrymakende waarhede. It's all in the name. It's all in the name. Moenie agter ouens aanhardloop nie. Moenie agter mense aanhardloop en hoop die Here praat met jou daar nie. Moenie agter, en ek sê, daar is 'n tyd en plek vir alles. Maar die laaste ding het ek yesterday profete gehoor, wat goed kwytraak, en dink ek my maat, waar kom jy hier aan? Wat sê die woord op profesie? Don't scoff at it. Moenie sê, toets dit. Gaan toets dit aan die woord. Is dit gelykstaande met wat in die woord gebeur? Is dit wat in jou lewe gaan gebeur? En dan hier is die ander ding, kom praat met iemand. Praat met iemand van die geestelike leiers, en die bid saam met my, ek het hierdie woord gekry. Mense hardloop te veel agter ouens aan, terwyl die Here hier so staan met respek en sê, maar ek is hier. Ek is hier. Ek is heeltemal hier van my punt af. Ek wil terugkom na daai vriend van my toe, en ek wil vanoggend weer vir jou kom sê, as jy op 'n plek is jy sien in jou lewe waar jy voel, Here, ek bid nou al vir so lank vir hierdie ding, hoekom is daar nie uitkoms nie? Hoekom kry ek nie wat ek vra nie? Hoekom sit ek hier, wil ek vir jou sê, dis tyd om net bietjie terug te sit en sê, Here,
wat moet ek hier leer? Wat moet ek hier so in ervaar? Wat is u wil met my lewe hier vanoggend? En jy sit vanoggend hier, is mense in die plek vanoggend, jy is op 'n plek waar jy voel, Here, I've been praying, dinge kom nie deur nie, of jy sit vanoggend en jy voel net moedeloos. Daar's 'n rede met jou seisoen wat jy in is. Goed, dis tyd vir groei. Dis asof die Here jou partykeer net wil kom bietjie stil maak en sê, kom spandeer 'n bietjie tyd hier by my voete. Kom spandeer tyd in my presence. Stukkie vir Ek wil hier 'n stukkie vir lees vanoggend, James of Jakobus 1. Agter dit loutere vreugde. Brothers and sisters, when troubles come your way, consider it an opportunity for great joy. For you know that when your faith is tested, your endurance has a chance to grow. Alweer doen, jy is mos in die atletiek, nee, of atletiek. So alweer sal vir jou sê, daar is 'n seisoen van voorbereiding, nee, jy kan mos sing ek is atleet. Daar is 'n seisoen van voorbereiding, prepping, dan is daar 'n seisoen wat jy moet alles wat jy geleer het en voorberei het in te sit. Dan is daar 'n seisoen van rus. Gaan rus 'n bietjie. Recover. Ons gaan weer begin binnekort. God wil vanoggend, ek voel in my hart, vir 'n paar mense kom sê, dis tyd om bietjie te recover. Dis tyd om bietjie terug te sit en te recover. Hoe recover jy? Hoe recover ons as kinders van die Here? Want ons is in 'n wedloop. Ons is in 'n wedloop. Jy recover deur net bietjie terug te sit en sê, Here, ek is moeg. Ek is moeg. Ek het bietjie skade opgedoen in hierdie hardloop. Ek het bietjie skade gedoen in hierdie wedloop. Dus as die Here vanoggend vir 'n paar ouens wil sê, kom sit net, dat ek jou net kom restore. Vir party ouens wil God vanoggend sê, dis nou tyd om op te staan en te hardloop, as jy nog nooit gehardloop het nie. Nie aan 'n kerk toe nie. Net sit alles in. Die eindpunt van daai seisoen is in sig. Weer daai ou Engelse ding van, it's not how you end, of it's not how you start, it's how you end. Dis nie hoe jy begin nie. Jy weet, onlangs het ek gesien ouens doen comrades. Ek sal my lewe nie weet hoe kom 'n ou 95 kg wil hardloop nie. Het iemand al hierdie comrades gehardloop? Oom, ja, ek weet nie. ek kan nie verstaan hoe 'n 95 kg wil hardloop, maar well done. Maar as jy sê, hoe jy begin nie, so jy eindig. So jy eindig, as you yourself pace, and pace yourself in your season, but do it at the feet of Jesus. Jou seisoene kom tot 'n einde. Is nie nodig om moed op te gee nie. Wegtol en sê, ek is klaar met die Here nie. As jy so voel, kom praat met iemand wat sal sê, hoor, ek sing jy is moeg. Kom, ek sal vir jou bid. Ek sê jou dra oor die lyn. Dit is altyd so mooi as ouens op die lyn kom, maar by die kom, en dit is die laaste stuk, en dan begin hulle mekaar te help. En sê, kom, ek gaan jou dra. Van die ouens dra mekaar letterlik oor die lyn. That's family. Dis wat 'n geestelike gesin vir jou doen, en sê, ek sien jy trek swaar. Kom ek, let me just push you over the line. Jy kan nie vanoggend seisoene deur jou lewe maak, fases in jou lewe deurgaan, op jou eie krag nie. Onlangs hoor ek 'n storie van 'n vrou, en ek weet, dit klink nou seker baie, mag so baie morbide getuienis vanoggend wees of 'n boodskap, maar ek hoor van 'n dame wat, haar man is ook oorlede. Hoor mooi, hartseer gaan nie weg nie, verlange gaan nie weg nie, dis normaal. That's how God made us. Dit gaan nie weg nie. Maar daar's 'n gesonde en 'n ongesonde treur. Ek sê mooi, hoor mooi vanoggend. Die dame kom nie oor haar man se dood nie. Ongesonde manier. Sy is heeltemal, haar lewe val uit mekaar uit. Alles val uit mekaar uit. Sy is ongesond, sy is fisies ongesond van die hartseer. Dis nou al jare lank wat sy mee sukkel. Tot iemand van sê, ek dink gaan gesels met iemand. Kom praat met iemand daaroor. En
man, onblikkelijk het sy dadelik gevoel hierse verligting en kan begin die stukkies uitbou. Ek wil vir jou sê my getuienis, na daai eerste jaar was ek stikken. My lewe ek het gevoel ek kan my seisoen van sterk wees, ek gevoel ek kom nou tot 'n einde. En toe kom daar 'n seisoen en ek wil vanoggend met jou baie eerlik wees en baie van julle ken my nou al vir baie jare en ek wil vulnerable wees. Ek wil vanoggend vir jou sê daar het 'n seisoen in my lewe gekom waar ek frustreerd was. Frustreerd met die lewe. Ek was frustreerd met God. Ek was frustreerd met alles en almal om my, omdat ek goed in my hart gehad het, dat ek gedink het, ek kan nie meer deel. Onthou al daai manne, cowboys don't cry. Nou my familie weet my emosies, jy weet waar jy met my staan. Ek het nou net ook eendag vir my gesê, ons weet presies waar ek met jou staan, met jou emosies. Dis wie ek is. Maar ek was op 'n ongesonde seisoen ingegaan waar ek nie gedeel het met hierdie goed nie. Tot 'n plek waar ek moet sê, wel, hierdie cowboy moet nou maar gaan kraai by iemand. En ek koos om met iemand te gaan sit. En vir die eerste keer in 3-4 jaar kon ek my hart uithuil oor al die goed. En ek kon daardie middag toe ek weg en ek sê, Here, dit voel net asof ek gewas is. Ek het my deur daai seisoen gevat. En as ek vandag terug staan en kyk na daai tyd, dan besef ek, there was something to be learned in those seasons. Die grootste les is dat ek en jy nie op ons eie kan doen nie. Ons kan nie dinge op ons eie doen nie. You can't do life on your own. Jy het 'n gesin nodig, jy het 'n geestelike gesin nodig. Ek dink vanoggend se boodskap gaan eintlik oor seisoene, maar ek wil eintlik half vir jou sê, vanoggend se boodskap is net vir jou toe kom beamoen, toe kom bevestig dat jy het 'n familie nodig. En ek wil baie reguit wees en eintlik unapologetic oor, maar om by die huis te sit en YouTube te kyk is nie kerk nie. Amen. Hoor mooi? Baie van ons is nie in 'n posisie miskien om by kerk uit te kom nie, dis 100%. Baie van ons ouens is miskien oor see, dis maak sin. Maar my maat, as jy hier sit en 'n kerk is hier om die hoek van jou en jy voel ek is deel van daai gemeente, maar ek kyk dit op YouTube, jy is nie deel van die gemeente nie. Kan ek dit met liefde vir jou vanoggend sê? Jy het eendag 'n man hier gesit in die moederskamer en hy sê vir my, hy weet nie hoekom kom hy by die kerk toe, want die klein uit sy babatjies hou hom deeltyd besig. Hy hoor niks, hy kan niks oplet nie, hy weet nie wat doen hy nie. Ek sê vir hom, dis great dat jy is. Want ons wil sing of jy okay is. Ons wil sing jy trek swaar. Ons wil sing jy kan word die kinders groot. Ons wil sing jy is okay of jy is nie okay nie. Dis hoe familie werk. My vrou is baie stil. As ons braai dan sit net aan een kant. Dan sing ons sy is okay, is nie okay nie. Maar ons wil haar sing. Familie, ons wil jou sing. Ons wil sing jy is okay. Ons wil sing jy is nie okay nie. Ons wil sing jy trek swaar of jy sukkel, dat ons vir jou kan sê, ons is lief vir jou, kan ons jou bid, kan ons saam met jou staan, kan ons vir jou kom instaan. You need family. You need family. Vanoggend gaan ons nagmaal vat, deel, ek kan nie in Engelse my kop omgedraai nie. En ek wil vir jou vanoggend sê, hierdie liggaam, hierdie bloed, van ons koning Jesus, is vir my en jou gegee, omdat ons koning weet hoe seisoene voel. Niks vir Jesus, wat jy vandag deurgaan, is onbekend nie. Gaan lees die woord. Jesus het vrees geken. Jesus het verwerping geken. Hy het donker oomblikke geken. Hy's mens. Daarom kan hy vanoggend vir jou sê, hou moed. Ek is in beheer. Hier's 'n dame vanoggend wat God vir jou wil sê, hou moed. In daai seisoen wat voel of dinge uitmekaar uitval, wees sterk. Die einde is naby. Maar die beste plek wat jy kan kry is by die voete van Jesus. Daar is nie 'n ander plekie. Daar gaan nie genesing kom in selfhelp gurus nie. Kan ek dit weer sê? Hierdie selfhelp ouens, jy weet, dit is altyd amazing hoe ou R1000 aan boeke kan spandeer, en R10,000 aan DVD's, en agter selfhelp ouens aan te hardloop, terwyl die manual hier so gratis lê. Terwyl die manual hier so gratis lê. Terwyl die uitweg en die antwoorde vir jou tyd wat jy jouself nou beleef, hier is. Hier is die antwoord. Daai donker tyd jouself bevind, hier is die antwoord. As jy vanoggend hier so sit en daar's net hierdie nam gevoel. Ek vir sê, het gaan tyd kos jy bietjie terugstaan
by die Here se voete gaan sit en sê, Here, ek weet wat aangaan nie, maar werk met my. Ons gaan oorgaan nagmaal toe. Ek het nie 'n baie lang boodskap vir oggend nie. Of kan ek my foon na kry toe nou, ekskuus. Ons almal ken die stukkie in Lukas 22 waar Jesus die brood vat en sê, hierdie is my liggaam. Neem dit, eet dit. Hierdie is my bloed wat gevloei het vir julle sondes. Maar hier is my 'n mooi vers wat ek dink ons baie keer mis wanneer dit kom by nagmaal. So Romeine 5:1 of die Afrikaans lees. God het ons dan nou vrygespreek. Hoor mooi. Vrygespreek deurdat ons glo. Daarom is daar nou vrede tussen ons en God deur ons Jesus Christus. Die Engelse vertaling sê, we are now in right standing, in peace with God, because of the work of Jesus Christ. Jy kan vanoggend vrylik na die koning toe gaan en sê, Here, ek bevind myself op 'n plek waar ek nie wil wees nie. Ek bevind myself op 'n stikkende plek, maar ek weet, deur dit wat in die kruis gedoen is daar nou vir my toegang tot U, en ek kan met vrymoedigheid na die troon van genade kom. En ek vir jou vra, wie saam met opstaan vanoggend? Toe is weer dankie sê vir wat ons hier doen. En Marcus, jy kan op ons opkom. Kom ons staan julle. As jy jouself vanoggend op 'n plek bevind, en ek wil vra my jy som jou oë sluit, dat ons net die oomblik respekteer, en terwyl die orkes ons saggies speel. As jy vanoggend op 'n plek is, spesifiek hierdie volgende, as jy op 'n plek is waar jy voel, ek is so te nagekom, en jy hou so lank vas in hierdie ding, wat oor jou gesê is, dat het vir jou moeilik is om vorentoe te beweeg. Dan wil ek jou vanoggend vra, vat hierdie geleentheid nou, en maak reg by die Here. Spreek vry wie jy moet vry spreek, voordat jy vanoggend aan hierdie tafel kom sit. As jy hier staan vanoggend, en name kom op in jou hart, waar die Here jou vir jou kom sê, maar dis wat jy wat droog gemaak het, wil jy nie die geleentheid vat en net om vergifnis vra vanoggend. En hierdie week gaan en regmaak en wie moet regmaak nie. Vader, ons kom as nietige mense vanoggend, maar as kosbare skepsels van die lewende Heer. En ons kom vanoggend om te erken dat U is die Here. U is God en U lewe. En ons wil vanoggend vir U kom sê, Christus Jesus, dankie vir die prys van Golgotha, vir die liggaam wat U vir ons gegee het, vir die bloed wat gevloei het vir ons, dat ons vandag kan staan voor U in vrede as U kinders. Jesus, ons weet dat U weet hoe dit voel om benoud te wees. U weet hoe dit voel om alleen te wees. U weet hoe dit voel om benoud en angstig te wees. Wat 'n ander God kan dit sê? Wat 'n ander God behalwe U sal alles neerlê vir sy kinders? Dis omdat U die enigste is, die ware, die waaragtige God. Amen. Ek wil nooi
ek dink al die paas of die manne, as julle miskien vir ons kom, hoe gaan ons dit doen? Kom vorentoe, nou kom kry julle vir ons, of julle, is daar enig iemand wat oorgeslaan is, wat nog nie elemente het nie? Die orkes? Het julle? Dan gaan we ons toch hierdie vir jou lees vanoggend, is Lukas 22. Toe dit tyd was, het Jesus aan tafel gegaan en die apostels saam met hom. Hy sê toe vir hulle, ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd met julle te eet, voordat ek ly. Hoor mooi. Ek het baie daarna uitgesien om hierdie paasmaaltyd saam met julle te eet, voordat ek ly. Jesus weet, he's in a season of horrific pain. Daar is 'n seisoen wat voorlê. Daar is 'n fase van Christus se lewe wat voorlê, van verskriklike pyn. Maar hy sing uit daarna, want die woord sê, hy het gesing wat van wag. En omdat hy gesing het wat van wag, omdat hy die heerlikheid gesing het wat van wag, het hy gesê, dit wat nou gebeur, it's worth it. Hoor dit sê, ek ken nie die vers onthou nie, maar omdat hy sy oë gefestig het op dit wat gaan gebeur op hemelse plek, het Jesus dit wat hier voor hom wag, die pyn, gesê, it's worth it. Want dit wat wag is baie beter, as dit wat ek nou deurgaan. En ek wil vanoggend vir jou sê, dit wat jy nou deurgaan, if you keep your eyes focused on Christ, that what you're going through now is nothing compared to what Christ is preparing for you. Die seer, die moeilike tyd, die donker, die trauma wat jy nou deurgaan, is niks in vergelyking wat die Here besig is om vir jou te voor te berei nie. Set your mind and your sights on the things above. Nie om die omstandighede kyk vanoggend nie. Oë gefestig op die Here. Kom ons vat, Vader, dankie vir die liggaam wat vir ons gebreek is, wat ons herenig met U. Liefste Here Jesus, ons wil vir U ook sê dankie vanoggend vir die bloed wat gevloei het. Dat ons vandag hier kan sit, vry as kinders van die Allerhoogste. Dankie dat U alles that you went through with everything, so that we can be called sons and daughters of the Most High. Dat daar nou vanoggend vryheid en vrede is tussen ons en U. Kom ons drink. Vader, elke persoon wat hier sit vanoggend, ons wil net hierdie gemeente na U toe bring. Elke persoon wat hier sit vanoggend, elkeen wat hier sit vanoggend met 'n bekommernis, wat homself op 'n slegte plek bevind, wat homself in 'n seisoen van wanhoop bevind. My gebed vanoggend is dat U net weer eens en elkeen sal kom bevestig dat U is die Here. En U is besig om reg te maak. U is besig om iets nuuts te maak. U is besig om te snoei waar het nodig is. En dankie dat ons kan kom soos wat ons is. Dat U ons restore. Ek wil jou vra vanoggend, as jy gebed nodig het, moenie weghardloop nie. Kom vorentoe. Ons gaan vir jou saam met jou bid. En ek vir jou uitnooi om Sondagoggende tyd te maak. Ons sal nou sommer vir jou sê, maar ek voel ek wil vanoggend sê, maak tyd saam met jou gesin hierdie op 'n Sondagoggend. Hierso, drink koffie. Leer iemand ken. Ons sê vir ons ouens daar aan die ander kant van die grens. Bly. Maak moeite om iemand te leer ken. Jy maak dalk net kontak met iemand wat in dieselfde seisoen gaan wat jy jouself nou inbeleef.
Jy maak dalk net kontak met iemand wat sê, I've know what you've been through, I've been there. Moenie huis toe jaag nie. Steven Laan wys in elk geval nie meer nie so. Maak tyd met jou gesin, maak tyd met jou community, because you need community. Ek wil het weer sê, ek wil het oor sê, jy het 'n gesin in Christus nodig. Maak tyd vir oggend, maak tyd Sondag, om iemand te leer ken, en om deel te word van 'n gemeenskap. Amen. Ons gaan afsluit met 'n lied, en dan, ons gaan nie voorwees, ek dink nie is 'n bedieningspan. Kom met ons saam met jou bid vir oggend. Moenie huis toe jaag nie. Moenie huis toe jaag en by die huis gaan sit en sê, ek is nog waar ek sit nie. Dat ons saam met jou bid en jou laste saam met jou dra. Amen.